Amen. Die Here is goed. Kom ons gee die Here 'n hande klap. Ons het baie guns in ons skole. Amen. Dis hoekom die kerk daar is. Die kerk is daar om te help die kultuur van die gemeenskap te shape vir al ons skole. Amen. Ek weet nie of julle ook gesien het nie, maar Sugen NG, hulle het altyd met sulke stokke daar gestaan voor in die klas. Ons gee vir hulle 'n pak slaag. Ouers, ons help julle. Ouers, ons help julle. Amen. That's awesome. Sugen het genoem, ons is op pad na ons dankdiens toe. En ons glo, dis baie noodsaaklik vir my en jou om in gedeeltes van die jaar stil te staan, te reflect op wat die Here alles gedoen het in my lewe. Jy kom dit nie altyd agter nie, maar die oomblik wanneer jy begin sit en jy delf net bietjie dieper in wat actually gebeur het in jou lewe, dan kom jy agter hoe jy gegroei het, dinge wat jy nie kon hanteer het nie, kan jy nou hanteer, dinge wat in die begin van die jaar miskien vir jou baie intens gevoel het, voel nou vir jou makliker om te hanteer, goed het jou laat overwhelmed voel het in die begin, laat jy nie meer overwhelmed voel nie, en so is daar goeders wat die Here in jou lewe ingebou het, wat jou tot volwassenheid gebring het. En dit is baie goed vir onsself, om net bietjie te gaan stilstaan en te kyk, waar het ek actually gegroei, net om jou eie sanity te hou, amen. Want baie keer voel dit net, niks werk uit nie, niks gaan my manier nie, niks gaan soos wat ek wil hê dit moet gaan nie, en dan as jy eintlik net bietjie gaan stilstaan en kyk, en sien jy eintlik wat die Here mee besig was om te doen. Baie van ons leef in 'n droom. Baie van ons is getroud met kindertjies, nuwe kindertjies, dalk 'n nuwe pasgebore babietjie, en dit was 'n massive droom vir jou gewees. Maar as paas, toe jy jonk was, net verloof was, toe droom jy oor hierdie ongelooflike familie wat jy graag wil hê, en jy kan nie wag om jou kindjie te sien nie. Nou is jy getroud, 4-5 jaar later sien jy jou mooi kindjie en nog steeds, wat is die volgende ding? Baie van julle sê jy kon nie wag om klaar te kom met universiteit of klaar te maak met universiteit sodat ek kan begin werk nie. Nou werk jy. Nou leef jy in dit wat jy gedroom het. Nou is jy al klaar besig met die volgende ding. Julle sien wat ek bedoel? Net om stil te staan in daai oomblik en te sê, "Jesus, Here, kyk net waar is ek. Dankie daarvoor." En die ding is as ons dit nie doen nie, dan gaan ons baie keer nie kan sien en kan hoor wat die Here vir ons verder beplan het nie. Dis hoekom hierdie reeks Blurred Lines so belangrik is, want hierdie hele reeks gaan oor om dankbaar te wees vir dit wat God doen in my lewe. En baie van ons sal die vraag vra, maar ek weet nie waarvoor, of sê, ek weet nie waarvoor om dankbaar te wees nie, want nog geen van die dinge waarvoor ek gebid het waar geword nie. So jy kan nie lekker God se goedheid sien nie. Right, jy kan nie lekker sien wat hy mee besig is nie, so die dimensies is so 'n bietjie geblur. Nou, wat ons wil regkry in hierdie reeks, is om jou tot 'n plek van vervulling te kry, want as jy tot op 'n plek kom van vervulling, sien jy beter, hoor jy beter, operate jy net beter, dis hoe dit is. So ons sê dat dankbaarheid, in Engels noem ons dit obviously gratitude, ons sê gratitude is more than just words, it's a response to grace. So dis nie net woorde van waar ek sê, "Jesus, Here, okay, ek is dankbaar nie. Dankbaarheid is 'n respons tot God se genade. Tot die goeders wat ek nie verdien het nie, wat ek wel verdien, of wat ek wel ontvang het. Bedoelend ewige lewe het ek nie verdien nie, maar ek het dit wel ontvang. En mercy is die teenoorgestelde. Mercy is iets wat jy wel verdien, maar dit nie ontvang nie. Bedoelend hel. Jy verdien hel, ek verdien hel. Ons verdien om ewig dood te wees, maar tog het God dit nie vir ons gegee nie. Gratitude is more than saying thank you. True gratitude is a posture of the heart that recognizes God as the source of all good. Baie van die goeie goed wat gebeur in ons lewens wel, voel ons nie dit is die Here nie. Want wat het die Here daarmee te doen? Dit is dan my handewerk gewees. Dit was dan my
te doen gewees. Dit was dan my insette, dit was dan my dit, en ek het dan beheer gevat, en ek het inisiatief gevat, en hier, ek sien regtig die Here is 'n hand in hierdie ding, maar 1 Timoteus 4 vers 4 sê, for everything God created is good. Everything God created is good. And nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. So, wat hierdie skrifvers vir ons sê is, alles wat God gemaak het, en alles wat God wil impart in jou lewe in, is baie goed. Met ander woorde, dit wat God intent vir jou lewe is net goed. I mean, hy het niks sleg vir jou beplan nie, daar's nie slegte uitkomstes nie, sy hart is om jou absoluut te set up. Maar die manier hoe ek ontvang wat in die hemele opgesluit is, die manier hoe ek ontvang dit wat God vir my wil gee, is om myself te posture in 'n dankbare hart. Want 'n ondankbare hart, sê 1 Timoteus, reject die goedheid van God. Hoor julle wat ek sê? 'n ondankbare hart reject dit wat God vir jou wil gee. 'n ondankbare hart is 'n entitled hart. Is 'n entitled gesindheid. Wat sê ek verdien die, ek verdien dat, ek verdien hierdie. En ek mag die Here vra wat ek wil, ek verdien dit. En as die Here nie doen wat ek hom vervra nie, dan vat ek offense en dan is ek kwaad vir die Here. En dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Pride, en ek gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. Pride is ook 'n massive deel van die hart wat maak dat jy nie ontvang dit wat van God afkom nie, want 'n pridevolle hart neig so bietjie na die neiging van, yes, ek is eintlik okay sonder die Here. Ek is eintlik fine. Ek kry hierdie ding reg. Weet, ek is okay. So, weer eens, mense sukkel baie keer om te ontvang van die Here af. Mense sukkel om dankbaar te wees vir primêr, ek voel een spesifieke rede, en dit is omdat mense nie regtig God ken soos wat hulle hom moet ken nie. As daar een ding is, en ek sê hierdie altyd, as daar een ding is wat die vyand graag wil doen, is dit dat hy wil jou perspektief van Jesus kom blur. Hy wil die manier hoe jy God sien absoluut kom blur. Hy wil nie hê dat jy moet God sien as goed nie. Want die manier hoe jy God sien, is die manier hoe jy na hom toe gaan. Is die manier hoe jy hom gaan benader. As jy God sien, as jy onseker is, dat God vir jou is, as jy onseker is dat God jou wil bless en jou wil set up, as jy onseker is dat God se intensies vir jou net goed is, dan gaan jy nie met vrymoedigheid na hom toe gaan en jou hartsbegeertes met hom deel nie. Jy gaan sukkel om hom te vertrou, want as die Here vir jou vra, doen die ding, gee so, moenie daar gaan jy gaan daar, dan gaan jy God se instruksies betwyfel. Want jy is onseker of God se instruksies ten goeie gaan meewerk vir my, want ek is nie seker of die Here absoluut goed is vir my nie. En dan voel dit of ek in die ceiling vasbyt, en ek sê weer eens, as daar een intensie is, wat die vyand het, in ons lewens, is dit om die manier van hoe ons God sien, af te kraak. Hy wil nie jy moet Jesus sien as goed nie. En obviously gaan jy nie 'n dankbare hart hê dan nie. So, blurred lines, het ek 'n paar punte neergeskryf. Things that causes blurred lines, that causes us not to see God's goodness. Eerste ding wat ek net genoem het is pride. Pride maak dat ek nie lekker God kan sien nie. Pride maak dat ek nie lekker sy stem kan hoor nie. Pride het ek genoem is 'n hart vol trots. Pride is 'n gesindheid wat sê ek is eintlik okay sonder God. Baie van ons sal dit nie sê met ons woorde nie, maar baie van ons sal jy dit sien in jou aksies. Met ander woorde, jy's net by God wanneer jy desperaat is. Jy's net by die Here wanneer jy absoluut in 'n diep gat is. Dis al. Right, en baie mense sal sê, dit was my prag, en ek wil vir julle lees, Deuteronomium 8 vers 12. Hoor gou wat sê hier is incredible. Hy gee vir God se kinders 'n waarskuwing.
Oor pride, hy sê, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and your flock grow large, and your silver and your gold increase, and all that you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God. Hy sê, pas op, want met baie van julle, as dit baie goed gaan, dan vergeet julle van God. En as dit sleg gaan, dan vergeet jy nie van die Here nie, maar as dit goed gaan met jou, dan doen jy. Dan sê hy, for it was he who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Vers 17. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth. Pas op, vers 18 sê, but remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth. Amen. Dis God wat jou die vermoë gee om finansies te kan genereer. Dankie Jesus vir my skill. Dankie Jesus vir my talente, want as dit nie vir u was nie, kon ek nie hierdie besighede gebou het nie. Amen. 'n Tweede groot ding wat 'n blurred line maak, is ons noem dit 'n religious spirit. Dis soos die fariseërs wat ek laasweek van gepreek het, dis die groep mense wat dink hulle is beter as die res. Dis die tipe groep mense wat hulle self verhewe bo ander. Pas op dat jy daarby kom, want jy gaan nie God se stem hoor vir jou eie lewe nie. Hoekom nie? Want alles gaan oor jou. Alles gaan oor my. My. Die Here moet my bless, hy moet my bless, hy moet my bless, hy moet my promote. Ander mense mag nie beter as ek lyk nie. Ag man, jy's op 'n gevaarlike plek as jy daar kom. Want ek sê nou vandag vir jou, hoor my woorde vanaand familie, dat God se roeping oor jou lewe gaan mense involve. God se roeping oor jou lewe gaan mense involve. Jou lewe gaan nie net stop by jou nie. 'n Derde groot blurred line wat ek hier neergeskryf het is geld. Hoekom? Want geld word baie keer die vervanging vir God. Geld word baie keer die ding wat ons eerder mee afhanklik raak, as in plaas van om afhanklik te raak van die Here. En wat dit dan vir ons beteken is, ek luister eerder na wat geld vir my doen, as wat ek luister na wat die Here vir my wil doen. So as ek 'n dankbare hart moet hê, gaan ek eerder neig na die dankbaarheid van wat geld kan doen in my lewe, as wat ek gaan neig na die dankbaarheid van wat die Here kan doen in my lewe. Ek gaan eerder baie dankbaar wees dat my rekening vol is, as wat ek dankbaar gaan wees dat ek God se teenwoordigheid in my het. Waarvoor is jy meer dankbaar? Vir 'n vol rekening of die Here se teenwoordigheid? Come on kerk. Amen. Dis scary. Dis vir ons makliker om te sê, Jesus, dankie vir my seëninge, wanneer jy baie geld het. Maar eintlik sit jy met die grootste skatkis binne in jou, die gees van God, en jy kan dit nie sien nie, ek kan dit nie sien nie. Hoe ondankbaar kan ons raak? Dat ons sit met dit wat Dawid oorgedroom het. Hy sê, Lord, how I long to dwell in the glory of the Lord. En ek en jy dit permanent. Vierde groot ding, offense, is wanneer God nie doen wat ek wou gehad het, hy moes doen nie. Is nou kwaad. Wie is dankbaar? Nee. Jy vark in jou hartjie? Nee. Offense is 'n lelike ding. Pas op vir dit. Dit maak jou blind. Maak jou baie blind. Meeste van die goed wat ons dink is goed vir ons, is nie goed vir ons nie. Dis hoekom die Here dit weerhou van ons. Amen. As die Here jou nie bless met iets nie, beter jy God dank vir dit. Want hy beskerm jou van iets. Baie keer bid jy vir 'n promotion en jy kry dit nie. Dank God jy het dit gekry nie, want jy weet nie wat jy sou gefeis het as jy daar was nie. Ja, is julle met my?
Alles wat God doen is goed. Baie mense is ook baie sin-conscious. Hulle is die hele tyd bewus van dit wat hulle verkeerd doen. Die hele tyd bewus van al hulle sonde. Ek is maar net 'n sondaar gered deur genade en ek is alweer nie goed genoeg vandag nie en ek het alweer flip gesê toe ek nie moes nie. En jy kom net nie verby hierdie guilt consciousness hier in jou kop nie. En elke keer wanneer jy by die Here wil gaan sit, dan sukkel jy. Voel skuldig. Dit maak ook dat jy nie kan sien en hoor wat die Here vir jou wil hê nie. Laaste massive ene. It is huge. 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 Het ek gesê huge? Groot. Ons noem hom jealousy. Envy. Hey, julle moet dankbaar wees. Ons moet 'n bietjie dank. Ons moet vir die Here kom sê dankie vir alles wat hy gedoen het in my lewe. Maar Here, U het meer gedoen vir die ene as vir my. Ek maar hoekom verdien hulle dit nie? Wat maak jou dan beter as hulle? Jealousy makes you nasty. Jealousy brings demonic activity. Pas op. Jaloesie kry hou vas op jou en jy raak bitter en jy raak lelik en jy's definitief nie in 'n postuur van dankbaarheid nie. Hoe weet jy iemand is werklik dankbaar teenoor God? Is iemand wat baie bly is. Amen. Iemand wat gelukkig is, wat die klein goedjies in die lewe waardeer, wat nie dinge for granted vat nie, wat nie 'n victim mentaliteit het nie. Iemand wat in ondankbaarheid leef, is die heeltyd bitter, kwaad en moerig. Amen. Slaat jou man en sê vir hom, luister jy? So hier's wat Paulus bid. Hier's wat Paulus bid, Efesiërs 1 vers 15. Hier's hoe hy wil hê ons moet ontslaa raak van hierdie dinge. Hy sê, ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God's people everywhere, I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly. En hier's wat hy bid. Asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight. Hy bid dat die blurriness verdwyn. Dat die pride weggaan, die jaloesie weggaan. Al die goeders wat maak dat ons nie kan sien nie, bid hy dat dit sal weggaan. I pray that they may have spiritual wisdom and insight. I say, Lord, I pray that they may see clearly. En hier's die effek daarvan. So that you may grow in your knowledge of God. Met ander woorde, hy sê, Here, maak hulle oë oop dat hulle U kan sien vir wie U werklik is. Onthou wat ek gesê het, wat wil die vyand doen? Hy wil jou beeld van Jesus kom warp. Paulus sê, Here, ek bid dat hierdie warped image weggevat sal word, sodat hulle weer kan duidelik sien hoe goed U is. Mag hulle U ken. Mag hulle U ken. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He has called. His holy people who are rich and glorious, who are His rich and glorious inheritance. In Thessalonians 5, vers 16, 17 en 18 sê, always be joyful and never stop praying. Sê so my never stop praying. Never stop praying, want in gebed laat ek die Here toe om my oë te kom oopmaak, om verby die natuurlike te kan sien, om verby die vleeslike te kan sien, en actually in die gees te kan sien, wat die Here mee besig is. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar hoe minder bewus jy van God is, hoe meer maak die materialistiese goed vir jou saak.
Hoe meer bewus jy van God is, hoe minder pla die materialistiese goeders jou. Dis asof jy net nie meer die flashiness en die mooi goedjies van hierdie wêreld raak sien nie. Dit trek jou net nie meer aan nie. Ewe skielik begin jy die klein goedjies raak te sien en mens raak vir jou baie aantreklik. Wanneer jy die Here toelaat om jou te shape en jou te mold in die gebedskamer, dan gaan my oop, vers 18, be thankful in all circumstances. Hoekom sê hy hierdie? Be thankful in all circumstances, hier soekom, want ek en jy weet nie altyd wat die Here mee besig is nie. Maar wat ek wel weet, is wat ook al hy mee besig is baie goed, amen? So, in die middel van die storm weet ek nie wat aangaan nie, ek verstaan nie, maar ek weet hy's goed. En daarom in die middel van hierdie storm gaan ek sê, Jesus, dankie vir jou teenwoordigheid. Ons geld is min, ons het nie taak goed gemaak nie, diene is siek, daar is dit, maar Here, u teenwoordigheid is genoeg. Dankie Here vir u teenwoordigheid. It's the greatest prize, it's the greatest honor we can have is your presence. In all things be thankful. In all things be thankful. Nou, ek wil vir jou 'n storie lees. Ons lees hiervan in Lukas. En is in Lukas 17. Nou net gou vinnig background oor wat besig is om te gebeur binne in hierdie situasie. Is die Lukas is besig om die verhaal te vertel van die laaste oomblikke voor Jesus se kruisiging. En Jesus is besig om te loop op pad Jerusalem toe vir die hele affære. En hy's half op die border van Samaria en Galilea. Nou, Samaria was nou obviously 'n Samaritaanse groep mense, en die Galileans was die Jode. Dit was die Joodse tipe mense. Nou, die twee mense, weer eens, het nie eye to eye gesien nie, hulle het nie van mekaar gehou nie. Okay, so dis die konteks waarin hierdie situasie afspeel. Is julle met my? Hier kom 10 manne aan wat melaats het. Melaats in Engels is leprosy, dis 'n vel siekte. The leprosy is a variant of a skin disease. En so wat gebeur met jou wanneer jy melaats het, dan mag jy nie in social events deelneem nie. Jy mag ook nie in religious events deelneem nie. Wat beteken, wanneer die familie en die kerk almal bymekaar kom, moet jy eenkant staan. Wanneer daar gehoorship word, moet jy eenkant staan. Dit is baie soos amper soos toe ons COVID gehad het. Nou as jy gehoor het iemand het COVID, dan hanteer jy hom amper asof hy 'n demoon is. Ja, jy COVID, bly weg, bly weg, jy het ek in jou geraak. Ek gaan doodgaan, ek het in jou geraak. Julle verstaan die konsep, it's not good. En hier kom 10 van hierdie ouens, 10 van hulle, op Jesus af. En hier's wat het sê, Lukas 17 vers 11. Jesus continued on toward Jerusalem, and he reached the border between Galilee and Samaria. And he entered a village there. 10 men with leprosy stood at a distance, crying out. Crying, bedoel hulle is desperaat. Here, help my. Here, asseblief, help my. Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, go show yourself to the priest. Nee, okay, kom hier, laat ek vir julle bid. Prys die Here, amen. Jo, wow, julle is genees. Hy sê net vir hulle, gaan na die priester toe, gaan wys julle self vir die priester. Nou, hoekom sal hy dit sê? Want die priesters was dies wat jou kondisie, jou velkondisie geëxamine het, en hulle was die authorities wat vir jou bepaal het, jy mag nie deelneem in hierdie constructs nie. Bly weg. So hulle het jou geëxamine, nou hoekom sal hy vir hulle sê, gaan na die priesters toe? Obviously, weet hy dat op pad soontoe gaan hulle gesond word, en dis presies wat gebeur het. And as they went, they were cleansed of their leprosy. Wat crucial is van hierdie, is true faith doesn't wait for proof before obeying. Hulle het nog nie gesien dat daar gebeur ietsie nie. Daar het nog niks gebeur nie en hulle het net obey.
Daar het nog niks gebeur nie en hulle het net gesê, ja Here, ons doen wat U van ons vra want ons vertrou U. Amen. Hoeveel keer kom ek en jy op 'n plek waar die Here vir ons vra om iets te doen, dit maak nie vir ons sin nie en dan sê ons, nee Here, dit maak nie sin nie, ek dink nie ek gaan dit doen nie. Die Here sê vanaand vir jou, trust my, doen wat ek vir jou sê, ek weet wat ek gaan doen. Amen. Doen wat die Here vir jou sê. True faith doesn't wait for proof before being obedient. Nou, in die Ou Testament hoe dit gewerk het, is, soos ek het nou net genoem het, jy moes dan nou na hierdie priesters toe gegaan het, en op pad soontoe toe word hulle toe nou vraggies gesond, en hulle kom by die priester aan, en die priester doen sy ondersoek, en hy sien, wow, hierdie ouens is uiteindelik gesond gemaak, en hy vat hulle toe deur die purifying ritueel, en hy reik 'n sertifikaat uit, 'n dokument uit wat sê, hierdie ouens is officially genees. Halleluja, prys die Here, amen, wat nou beteken, hierdie ouens mag nou weer deelneem in familiebyeenkomste, hulle mag nou weer terug aan kerk toe om te gaan worship. Dis massive. Dis huge. Amen, prys die Here. Maar hoor gou wat sê vers 15. One of them. One of them. When he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, praise God. Net een uit die 10 was regtig dankbaar vir die ongelooflike fisiese wonderwerk wat die Here gedoen het. Die ander ouens gaan net aan. Wow. True gratitude does not draw me to the gift. It draws me to the giver of the gift. Hoor julle wat ek sê? Dankbaarheid trek my nie na die blessings toe nie, dit trek my na die een wat die blessings bring. Wat die ander 9 nie geweet het nie, is hulle vel kondisie was nie die enigste dimensie van hulle wat onrein was nie. Geestelik was hulle dood. Geestelik moes hulle ook gereinig geword het. Maar hulle kon dit nie sien nie, want hulle het net God se blessings gemeet aan die fisiese dinge. Hoeveel keer meet ek en jy die hand van die Here slegs op fisiese seëninge? En die ene kom terug. Vers 16, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. And this man was a Samaritan, and Jesus was a Jew. Hoor wat sê Jesus, vers 17. Jesus asked, didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Wow. Hoor wat sê Jesus volgende. And Jesus said to the man, stand up and go, your faith has healed you. Nou die woord healed you is eintlik 'n Griekse aftreksel wat beteken, and God, your faith has made you whole, completely whole. Wat hier gebeur het, was die 9 ander ouens het na 'n priester toe gegaan wat nie die mag gehad het om hulle geestelik te cleanse nie. Hy kon net fisies kyk en sê, ja, hierdie ouens is skoon. Maar hulle het nie die mag gehad om te sê, hey, jy moet geestelik onskoon kom nie. Maar omdat hierdie een ou dankbaarheid gewys het teenoor God, gaan kniel het voor die Here, het hy die Here toegelaat om verder te werk in sy lewe.
om hom nie net te bless op 'n fisiese level nie, maar die Here wou hom nou bless op 'n baie dieper level. Die Here wou hom nou intern skoonmaak, heel maak, vervul. Want die Here weet, kyk, jy kan aangaan in jou vel en alles is weer mooi gesond, maar as jou hart bitter is jy nie gesond nie. As jou hart bitter is, kan jy nie ontvang wat die Here vir jou het nie. En dit was wat die belangrikste was vir die ou. En hierso hoor ons in Hebreërs hoofstuk 4, dat Jesus het nou vir ons geword die perfekte hoëpriester. Wat nie die bloed van lammetjies en goetjies geoffer het nie, hy het sy eie perfekte bloed geoffer. En Jesus het die mag gehad om die persoon, die een ou wat teruggekom het, nie net fisies te bless nie, maar ook geestelik te red. Wat ek vir jou wil sê vanaand is, die Here wil jou bless op levels wat jy nog nie kan verstaan nie. As daar baie fisiese dinge is wat uitplek uit is, asseblief wees dankbaar vanaand vir hierdie een ding. En dit is dat Jesus, ons hoëpriester, ons geestelik kom skoonmaak het. Dat hy ons geestelik kom was het. Die sondige natuur, die vuiligheid uit ons kom uithaal het, sodat ons vir ewig kan lewe. Dankie Jesus, net vir dit. Wat 'n groter blessing wil jy as dit? Wat is daar groter as dit? En ons gaan vanaand nagmaal hou saam met jou. Jy vat daai broodjie en jy breek hom, en is Jesus se liggaam wat gebreek was vir jou, en jy vat die bloed, die sap, jy drink dit, en dis die verteenwoordiging dat Jesus se bloed jou vry gekoop het, die sondes betaal het op jou lewe. Dankie Here vir dit. As dit nie vir dit was nie, is ek nog steeds dood. Ek sluit af met hierdie stelling. Wat help het? Jy gain alles fisies, maar geestelik is jy dood. Wat help het? Amen. Wees eerder geestelik lewendig en hou baie oor die fisiese goed so baie soos wat ons doen. Ek wil jou uitnooi. Staan op, vat 'n nagmaal saam jou familie, jou vrou, jou man, vriende, vriendinne. Kom ons hou lekker nagmaal saam en gaan ons worship en lekker bedien. Amen.